Goeiedag en baie welkom by sessie 18 van module 2. In hierdie sessie praat ons verder oor die vernuwing van jou denke. Het is belangrik dat ons bewus sal word van denkpatrone wat ons het en wat ons kan doen om dit te laat verander of te vernuwe. Nou dink bietjie byvoorbeeld aan jou eie denke, jou denkpatrone. Waaraan spandeer jy die meeste van jou gedagtes? Waarby staan jy die meeste van die tyd stil as jy net by jouself is in jou denke? Waaroor dink jy? Waarmee hou jy jou gedagtes besig? Dit is nogal opvallend dat daar veral twee terreine is, twee goed wat baie keer mense se denke oorneem. Vir sekere mense is dit goed wat in die verlede gebeur het. Goed wat miskien sleg was, wat hulle seer gemaak het, waaroor hulle ongelukkig is, en hulle hak vas daarby. En daardie dinge kan hulle denke totaal en al oorneem. Dat hulle dit oor en oor beleef, herleef, gesprekke in hulle kop aan die gang het oor wat hulle kon gedoen het, wat hulle moes gedoen het, en soveel energie word gemors op dit wat in die verlede gebeur het. Nou dink net daaraan, dis verby, dit bestaan nie meer nie. Dit is water onder deur die brug, jy kan niks daaraan verander deur aan mekaar daaraan te dink nie. Wat gebeur het, het gebeur. So dit help nie om al jou energie te mors deur dit te herbesoek nie. Jy kan dit wel afhandel, jy kan dit agter jou sit. Ander mense spandeer weer baie meer tyd in hulle denke aan die toekoms, aan dit wat nog kom. En veral as daar 'n onseker toekoms is. As hulle bang is vir iets, bang vir dit wat kan verkeerd loop, of daar's miskien iets wat vir hulle wag wat gedoen moet word, of hulle voorsien altyd een of ander probleem wat mag opduik. En dit kan hulle weer ook lank besig hou, net om bekommerd te wees oor wat kom. Nou dink ook daaroor, jy kan ook niks daaraan doen op die oomblik in die nou nie, jy kan niks verander. Jy kan nie nou al in die toekoms optree en iets hanteer daar nie. Die waarheid is eintlik, jy kry elke dag genoeg energie vir vandag. Dis al. Nie vir gister nie, nie vir môre nie, vir vandag. So 'n groot deel van die vernuwing van ons denke is om te leer om in die oomblik te lewe, in die nou. Om te leer, hoe kan ons hierdie goed wat vanuit die toekoms ons so pla, of vanuit die verlede, net te laat gaan. En dit bring ons weer by daai teks in 1 Korintiërs 10 waar Paulus sê, neem julle gedagtes gevange en maak dit gehoorsaam aan Christus. Leer om daardie denkpatrone stop te sit, te bid daarteen, dit gevange te neem, en bring dit terug na die Here toe, sodat jy in gehoorsaamheid aan Christus nou kan konstruktief ook vanuit jou denke leef. Nou die vraag is, hoe doen 'n mens dit? Nou ek noem hier 'n verskillende goed wat belangrik is in die proses. Die een daarvan is doodgewoon wat ons nou al baie gesê het, leer om jou denke te voed met die woord van God. Dat dit nie gebeure uit die verlede is, of goed wat in die toekoms dalk mag gebeur, wat jou denke oorheers nie. Maar laat dit eerder die woord wees, wat jy van dag tot dag oordink en in jou hart bære, dit bewaar. Wat jy leer om met jou saam te dra, dat dit jou denke vorm en stuur in 'n rigting. Ek noem ook hierso die verse byvoorbeeld in Filippense 4 vers 4 tot 8, waar Paulus sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak alles wat julle in julle harte omdra, maak het aan God bekend met gebed en smeking en danksegging. En dan sê hy waarop ons dan ons gedagtes moet rig. Dan noem hy goed soos alles wat eerbaar is, alles wat waar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien. Jy kan sien positiewe goeders. Hy sê daarop moet julle gedagtes rig. Nou dit is ook 'n baie groot oefening, iets wat nie van self kom nie, maar wat ons moet leer om ons gedagtes doelbewus te rig op die positiewe, en dit hang saam met dit wat ons uit die woord ontvang, wat ons van God leer en by hom hoor. En dit is 'n kragtige hulpmiddel om jou denke te vernuwe. Terwyl jy nou oor hierdie goed dink, stel ek daarvoor dat jy 'n oefening gaan doen en gaan kyk. Wat het op die oomblik alles 'n invloed op jou denke?
Dat jy doodgewoon vir jou 'n tabel maak wat jy opdeel elke oomblik van elke dag, elke tydsindeling sê in periodes van 'n halfuur of 'n uur. En dan net gaan invul. Waaraan is jou denke blootgestel deur die dag? Elke oomblik van die dag. Sodat jy net objektief kan sien wat is die goed wat op jou denke invloed het. En dan kan jy op die tabel merk watter daarvan is positief en watter daarvan is negatief. Nou dis nie om jou in een of ander beskuldigde bank te sit dat jy moet sleg voel daaroor nie, maar dis net sodat jy dit kan sien. Wat is regtig aan die gebeur? Want as jy dit sien en verstaan, dan kan jy keuses maak om verandering aan te bring waar nodig. Waar jy kan dan besluit, maar hier wil ek eerder meer positiewe input hê. Meer positiewe goed wat my denke positief vorm, as om dit voortdurend aan die goed bloot te stel wat so negatief is. Die een saak wat ek hier wil beklemtoon en wil uitlig, is daardie oefening om te leer om in die oomblik, in die nou te leef. Nou, ek weet nie of jy al daaroor nagedink het nie, dat daar net een tyd, een plek en een manier is, waarop God iets van homself aan jou kan bekendmaak en met jou kan werk. Waar is dit? Dis in die oomblik van nou. God kan nie met jou werk gister nie. Gister is verby. God kan ook nie met jou môre werk nie. Ek bedoel, hy kan nie vandag met jou werk wat môre gaan kom nie. Hy kan net in hierdie oomblik waar jy nou is, met jou praat, met jou werk, vir jou leer, vir jou begelei. En dit is hoekom dit so belangrik is om in die oomblik te leer leef. Om te vra vir die Here, Here, maak my oë oop vir dit wat in die oomblik gebeur. Om te leer raak sien wat in die oomblik gebeur. Om jouself daarvoor oop te stel. En met 'n baie groter bewussyn te leef. Nou dit moet deur baie klein goedjies in jou lewe ingeoefen word. Van die oomblik wat jy in die oggend opstaan. Baie daarvan is byvoorbeeld in die Joodse kultuur en tradisie ingebou deur gebede. Jy kan dalk bietjie gaan Google tipiese Joodse gebede van elke oomblik van die dag. En jy sal sien, van die oomblik as hulle oë oopmaak, begin hulle God dank en prys en loof vir die voorreg om te kan lewe, om hulle oë te kan oopmaak, om hulle voete op die grond te sit, om te kan beweeg, om van alles bewus te wees wat jy doen en dankbaar te leef daarvoor. As jy gaan stort, bewus te wees daarvan, wat nou met jou gebeur. Die voorreg om warm water te kan hê, om skoon te kan wees. As jy gaan eet, om nie net die kos af te sluk en te hardloop werk toe nie. Om die kos te proe, te ruik, te geniet, te waardeer. Al hierdie klein dingetjies wat ons deur die dag doen, soos wat jy na jou werk toe ry of stap of wat ook al, om te kyk wat om jou gebeur, om dit waar te neem. Alles kan jou help om te leer om in die oomblik te leef, om jou gedagtes terug te bring uit die verlede of die toekoms uit na die oomblik toe. En te kyk wat is daar wat jy kan raak sien van waarmee God besig is, sodat jy jou gedagtes kan rig op die dinge daarbo, soos Paulus sê. Dit wat positief is, dit wat lofwaardig is, dit wat rein is, dit wat goed is. En te leer om jou denke voortdurend voor God te bring, sodat dit skoon kan kom, oop kan wees vir God se werking. Dis 'n geweldige belangrike deel van ons reis as disippels.